Hulle het hom weggevat, doringkroon op sy kop. Bloed loop oor sy gesig, liefde dra die kruis op. Golgotha se heel wag, spykers deur sy hande, hemelhuil in stilte, breek al aarde se bande. Vier. Of dit 'n vier van iemand wat 'n nederlaag gehad het nie. Rondom die Skepper, God die Almagtige, drie-eenheid. God in die vlees gekom het, uitgesterf vir ons, Here. Daarom kan ons vanmôre triomfantlik sê saam met Christus, ons is 'n nuwe skepping. Deur sy woord, regverdig in hom. My gebed is, Here, dat U vanmôre hierdie woord wat U gegee het, en elke hart sal sien, dat ons ontvanklik sal wees en hoor wat die Gees van die Here aan die gemeente wil sê in Jesus se naam. En die gemeente van die Here sê amen. En amen. Janet, ek is bly jy is hier vanmôre. Ek het sien my sis. Ek dog jy groen al diamante daai kant in Kimberley. Boeman, dan is jy reg ons. Hoe baie jare saam in die PPK se ranks al die dinge. Prys die naam van die Here. Baie welkom in die huis van die Here, een en elkeen van u. So ek sê vanmôre, sê Here, ek is hier om te hoor, ek is hier om te ontvang, ek is hier om te kry dit wat u vir my wil gee, dan gaan u iets ontvang vanmôre in die hand van die Here. Glo jy dit? Amen. Lees saam met Markus 14. Nou hierdie is net een versie, maar dit is 'n baie belangrike vers. Ons sal net terugkom na hom toe. Vers 26. En toe hulle die lofsang gesing het hulle uitgegaan na die Olyfberg. Dit is net na die oppersaal waar hy die nagmaal ingestel het, die heilige Pasga. Hy het ingestel en hy weet waar hy nou op pad is. Onthou, hy is God in die vlees. Hy weet wat kom. Hy weet wat vir hom wag. En voordat hy van hierdie saal af beweeg, hy is op pad Getsemane toe vir die laaste voorbereiding vir die kruis, sing hulle 'n loflied saam. Dit is 'n baie kerndeel van die woord vanmôre. En blaai ons net om in Markus 15. Ons lees van vers 21, dis die kruisiging self, Markus 15 van vers 21. Dit is sekere Simon van Sirene wat van die veld af gekom het, die vader van Alexander van Rufus, gedwing om sy kruis te dra. Prys die Here, hy dwing ons nie om ons kruis te dra nie. Hy dwing ons nie om sy kruis te dra nie. Hy vra vir ons, sal jou kruis opneem. Hy sê, neem jou kruis op, maar jy hoef nie. Dit 'n keuse. Vers 22, en hulle het hom gebring op die plek Golgotha, dit is, as dit vertaal word, 'n plek van die hoofskedel. Toe gaan hulle hom wyn en middag gemeng om te drink, maar hy het dit nie geneem nie. Nadat hulle hom gekruisig het, hulle sy klere verdeel, deur die lot te werp, wat elkeen moes kry. Dit was die 3de uur toe hulle hom gekruisig het. Die opskrif van sy beskuldiging was bokant op geskrywe, die koning van die Jode. Het ook 2 rowers langs hom gekruisig, een aan sy regter, een aan sy linkerkant. Die skrif is vervul wat gesê het, hy is by die misdadigers gereken. Die verbygangers het hom gesmaad, terwyl hulle hoof geskud en sê, u wat die tempel afbreek en 3 dae opbou, verlos u self en kom af van die kruis. So het ook die owerpriesters saam met die skrifgeleerdes gespot vir mekaar gesê, ander het hy verlos, homself kan hy nie verlos nie. Laat die Christus, die koning van Israel, nou van die kruis afkom, sodat ons kan sien en glo. Ook die wat saam met hom gekruisig is, het hom beledig. Die 6de uur was, kom daar duisternis oor die hele aarde, 9de uur toe. En die 9de uur het Jesus met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Eloi, Eloi, lama sabachthani. As dit vertaal word, beteken my God, waarom het u my verlaat? Sommige wat daar staan, hoor dit en sê, kyk, hy roep na Elia. Hardloop ene maak 'n spons vol asyne soop riet, wat hom kan drink, en hy sê, wag, laat ons sien of Elia kom om hom te kom af te haal. En Jesus het met 'n groot stem geroep en die laaste asem uitgeblaas. Voorvangsel van die tempel het in 2 geskeur van bo na onder.
Die hoofman oor 100 wat daar reg voor hom gestaan het, sien, hy so uitroep in die laaste asem uitblaas, sê, waarlik, hy is vast die seun van God. Daar was ook vroue wat van ver af aanskou het, onder hulle was Maria Magdalena, Maria die moeder van Jakobus, die kleine, en van Joses, en van Salome. Want hulle het hom gevolg en hom gedien, toe hy in Galilea was, en baie ander vroue wat saam met hom opgestaan het, na Jerusalem, opgegaan het na Jerusalem, verskoon tog. Verlos u self en kom af van die kruis. Wat so eienaardig is, dat hierdie groep Jode kon die wonderwerke aanskou. Hulle kon sien hoe dat dooies opgewek word, lammes loop, blindes sien, die krepeles wat nie kon loop, nie kan weer loop, maar steeds glo hulle nie. En Jesus kon, hy sê op 'n stadium, hy kon 'n legioen van engele, kon hy die opdrag gee, want hy is deel van die Godheid, en hulle sou hom kon verlos. Een engel, wie nou hand, dit is een van die hoofengels nie, 178.000, ek praat of 77.000 mense doodslaan een hand. As die engel van God beweeg in een van die aardsengele, kan hy die aarde uitwis binne in een oomblik. Ons glo nie hoe groot en hoe magtig die engele is nie. Maar Jesus besluit, ek sal die prys dra. Ek sal die kruis dra. Ek sal deur die lyding gaan. Maar daar is miljoene en miljoene mense na my, wat hierdie kruis se prysoffer nodig het, sodat hulle dit kan maak, en lewe in oorvloed kan hê. Is jy bly vanmôre, dat hy die prys betaal het? Halleluja. Jy sien, iemand het geskryf, en ek wil vir u lees, vir my pragtig. Hy sê, as ons met geloofsoë kyk, sien ons Jesus se kruis en die graf nie as simbole van pyn, opnigtering en die einde nie. Ons sien nie maar net 'n gekruisigde verloorde nie. As ons benadering, en ons kom by benadering, om fyner te sien, is daar nie net die trane van opnigtering van mense, om die kruis nie, maar die trane van God. God het gehuil oor sy seun. Daarom was daar duisternis. Ek sien Dr. Isaac Burger het 'n uiteensetting van hierdie duisternis, maar ek wil sê, God het sy aangesig weggedraai, hy wou nie sien nie, en vanmôre wil ek vir u sê, dit is 'n almagtige God wat hierdie aarde afkyk, hy kyk op ons, dit is wat ons die bestaansreg gee, dis wat maak dat ons vanmôre kan leef, en leef in oorvloed, halleluja. Een van die groot teoloë het gesê, in die begin van die kerk se era is aangeteken, dat die kruis staan vas, en die aarde draai om die kruis. Hulle sê, moet die aarde 'n denkbeeldige as. Maar ek wil vir u sê, hierdie man is eintlik reg, die kruis staan vas, en dis die aarde wat om die kruis draai. Want as nie vir die kruis was nie, was ons beide was weg gewees, my broer en suster. Maar God sien die diepste seer. En ek wil vir u sê, die diepste seer wat u al was, met kinders verloor, met familielede naby, wil ek vir sê, as niks wat daarby kom, as 'n God wat sy eie seun verloor, hy deel van die Godheid, hy weet die prys, hy weet hy gaan opstaan, hy weet hy gaan triomfantlik wees, hy kon hom onmiddellik opgewek het, hy kon die aarde uitgevee. Maar hierdie God almagtig, in sy seer, kyk hy weg. Nou kom duisternis oor die aarde, en Jesus hang. En weet jy wat is vir my so erg? God het hom oorgelaat om in sy menslike wese te hang in die pyn en lyding wat 'n normale gekruisigde deurgaan. Hy het nie in sy godheid en sy sterkte daar gehang nie, want sy krag het gekom om die prys te betaal en dan deur die doderyk daar die oorwinning te bring en terug te kom en te sê, ek het die dood oorwin. Halleluja. Hy kon afgekom het, maar hy het gehang. En weet jy wat daardie boodskap van vergifnis en van redding, hy hang op die kruis, en hy sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Daar het hy alreeds vergifnis geleef en gepraat. En ek wil vir u sê, daar is oneindige liefde. Kan jy besef die liefde vir een van my, dat God sy seun gegee het, God die seun is bereid om sy hele lewe af te lê. En vanmôre die aarde sy oorwinning daaraan te danke, dat God die seun in die vlees oorwinning gegee het, deur sy kruisdood en die prys wat hy betaal het aan die kruis. My kosbaar is, ons teruggaan na die eerste vers wat ons gelees het. Hulle is in die oppersaal, is besig met hierdie nagmaal wat hy dan ingestel, 'n nuwe instelling, en hy probeer vir hulle vertel,
Hierdie is my liggaam, hierdie is my vlees. Maar die disippels kan dit nie insien nie. Die stad woel met miljoene lammertjies. Volmaakte lammertjies loop, manne met lammertjies onder hulle arms, want hulle moet daar die ou Joodse kultuur moet hulle volg. Hulle moet die lammertjies slag wat onbevlek is. Maar die onbevlekte lam, die seun van God, sit in die oppersaal met die disippels. Dit maak my opgewonde. En omdat hy God is in die vlees ook, terwyl hy die prys dood betaal het as die mens, die twee nature, praat die teologie van die goddelike natuur van Christus, en hy praat van die menslike natuur. In sy menslike natuur het hy die prys betaal, en in God sy goddelike natuur het hy die besluit geneem. Maar weet jy wat is my kosbaar, as jy terugbeweeg het vinnig raai, as die Bybel nog oop is, Markus 14 vers 26, en toe hulle die lofsang gesing het, hy het gegaan na die Olyfberg, hy weet, Getsemane lê voor, hy weet die kruis lê voor, maar hy sing 'n lofsang, want hy weet, daar lê sy oorwinning. Ek wil vir die kerk van die Here sê vanmôre, as jy voel by jou Getsemane en dit wat vir jou moeilik is, begin net om 'n lofsang te sing teenoor die Here. Begin om hier in jou binneste te sing, hulle is dit te moeilik. 'n Tyd terug is 'n bietjie negatief oor 'n saak. Nou weet jy, ek ry my voertuig en ek sê, Here, ek verstaan nie, maar hier in my diep in my binneste, ek weet nie of dit julle al gebeur het, en my gemoed met julle gebeur, is daar 'n koortjie. Ek weet nie, ek hoor hom hier in die agtergrond. Weet jy wat is dit? Dis jou gees wat aanbid. Hierdie sielsdimensie wat in die brein, in ons gedagtes, dit wat ons maak, in hierdie liggaam vasgevang is, wil in vrees ingaan oor sekere goed. Sekere goed wil ons vir onsself uitwerk en sê, man, dis te erg. Ek kan nie dink dat ek hier deur gaan nie. Ek kan nie dink dat dit vir my wag nie. Ek kan nie dink dat ek hierdie swaar moet kry, al die omstandighede wat ons deur gaan nie. Maar ek wil vir u sê vanmôre, let net bietjie op in jou innerlike mens, daar waar God se gees werk. Jy sal agterkom baie keer, daar's 'n lied. Dis die lied wat God vir jou wil gee van oorwinning vir jou situasie. Begin hom sing werklik deur jou liggaam, laat jou lippe beweeg en begin hom sing. En ek sê God bring vir u 'n verandering. Glo dit vanmôre. God bring die voorsiening. Ek wil vir u sê die oorwinning kom soms deur 'n loflied. Soms kom dit deur daardie swaar wat ons gaan kry, dat ons steeds God sal loof, ongeag. Sien nou liede wat hulle gesing het, was in die Aramees geskryf, dit was die antieke Joodse taal. En hierdie Aramees het hulle altyd God verheerlik. Dit was deel van die ou Joodse Hebreëse kultuur. God was altyd verheerlik. So die lofsang moes 'n lofsang aan God gewees het, waar hy verheerlik was. En daarom wil ek sê, wanneer ons in ons Getsemane kom, wanneer ons by ons beproewings kom, wanneer ons by ons swaar tye kom, wil ek vir u sê, hierdie pad van genade, die gat van omstandighede waarin mense lê, daardie gat wat soos 'n put is, mense lê onder in hierdie put vandag, en sê, Here, ek is diep in hierdie gat van omstandighede, ek wil vir u sê, kyk net op, daar is oorwinning, daar is voorsiening voor, halleluja, want daar is genade, bokant hierdie omstandighede, wat in 'n donker put lê, van omstandighede, want God kan steeds voorsien. Sien, toe die pad van genade en die vloek ontmoet, by die kruis van Golgotha, die kom die oorwinning vir my deur, en vir u deur, en vanmôre kan jy hier sit, as 'n kind van God, met oorwinning in jou hart, en net weet, Here, u gaan my deurvat, Here, u sal voorsien, Here, u sal onderneem, u sal in my situasie sal u ingryp. Ek wil u vra vanmôre, wat is goed aan hierdie Vrydag? Ons noem dit goeie Vrydag. Wat is goed in hierdie Vrydag? Wat is goed daaraan as 'n man deur hierdie pyn en lyding moet gaan? Wat is goed daaraan dat daar 'n doringkroon, sien jy daar die dorings? Hy is ingeslaan in sy hoof. Daar was niks aan Jesus se liggaam wat nie beskadig was nie, behalwe daar moes nie 'n been gebreek het. Maar hy moes die volmaakte offer. Dit was die reël van as jy 'n lammertjie bring, geen bene in sy liggaam mag jy breek nie. Maar daar was nie 'n deel in sy liggaam wat Jesus nie gebloei het nie. Weet jy waarom? Omdat elke deel van jou liggaam is alreeds toegemaak onder die bloed van Golgotha, van sy hoof tot by sy voetsole. Ek dink ons kan nie hierdie geweldige
pyn en lyding kan ons verstaan nie. Een van die wreedste en ergste dode het hy gesterf. Ek wil vir u sê dat hom eers met hierdie Romeinse kats geslaan, 8 na 9 verskillende sulke punte wat uitgaan met beentjies en stukke metaal in. Dan het hulle ook geslaan, sy lyf opgetloop. 39 houe was die reël van die Romeine, want 40 houe gewoonlik sterf die mense. Sy longe was ontbloot. Hulle sê kon sy longe sien beweeg in sy binneste. Dit was vir u en vir my gewees, my broeder en suster. Hy was verniel, hy was geslaan, hy het gespieg op hom. Vanmôre wil ek vir jou sê, jy kan nêrens gaan en te laag wees, dat God jou nie raak sien. God weet. God weet. My sussie, die Here weet. Hy gaan van omstandighede sê, Here, dit is nou genoeg. Die Here weet. En vanmôre wil ek saam met jou uitroep, tot hiertoe. God sal vir jou deursien. God sal vir jou voorsien. Gryp hom vas. Die Here sal vir jou wonderwerk gee. Jy weet, as vir ons ander baklik partykeer in omstandighede en sê, ag, jy wat Here te dien, dis 'n fees. Maar as vir ons mense wat deur geweldige stryd gaan. Nou wil ek sê, baie keer wonder ek, Here, sal ek daardie stryd kan deurgaan wat van ons mense deurgaan? Sal ek deur daardie pyn kan gaan wat ons mense deurgaan? Maar elkeen van ons wat hier sit vanmôre kry ook 'n Getsemane ondervinding waar ons deur ons omstandighede moet gaan om by selfkruisiging uit te kom. Maar dis die einde in die kern van die woord. Maar ek vra u weer, wat is goed rondom hierdie goeie Vrydag? Ek sien niks goeds daaraan nie. Daar was niks so erg soos hierdie wrede dood. Jy moet verstaan, dit was min of meer die dikte van hierdie, is 'n vurk wat ek afgesny het. Dikte van hierdie vurk se pen. Die hande was natuurlik weer eens op die kruis en almal dink dit was in die hande, dit was nie in die hande skeer uit. Dit was in die gewrig, in die pols ingeslaan tussen hierdie twee bene wat by die hand se gewrig vaskom. Is hierdie wrede spyker vasgeslaan. Dan moet jy weet, elke hamerslag, elke slaan van 'n massiewe hamer word hy ingedring in hierdie houtkruis en dit is 'n boom wat in die vorm van 'n kruis gebind of geslaan was. Dan slaan hulle hom in deur sy gewrigte. Die voete was by mekaar oor mekaar gebuig op 'n platformpie. En dan het hulle daardie pen deurgeslaan deur die twee voete. Dis ook met 3 penne het vanmôre. Deur die twee voete was hulle vasgeslaan. En die rede vir dit was, hulle het gewoonlik dan hierdie mense terwyl hulle sterf, die diafragma druk onder op jou longe. En terwyl hulle sterf, dan versmoor hulle eintlik, dan trek hulle self op aan die hande wat vasgeslaan is. Hulle help hulle self op aan hierdie voete wat vasgeslaan is, sodat 'n bietjie asem, want dis jou eerste sterkste drang wat jy het, is oorlewing. Dit wil sê, jy wil asem hê. Dan staan hulle op om asem net te haal. En dan sak hulle weer terug. Dis die prys wat hy vir ons betaal het. En dan, as hulle wil seker maak, hy gaan vinniger dood, dan slaan hulle die onderbene af. Jy sal opmerk by Jesus, was daar nie een been gebreek nie. Hulle mag nie, hulle die reg gehad en hulle het nie eens geweet daarvan nie, want hom gelos laat hy ly. En hy het so gehang tot hy gesterf het, vir u en vir my. En daarom moet ons die tafel van oorwinning vanmôre, die tafel van voorsiening, die tafel van onderneming, dat God vanmôre vir u rooi seël waarborg wil gee, deur sy bloed, dat hy vir u gaan deur. Dat God vir u gaan voorsien, deur die kragwerking van sy Heilige Gees. Die Russe praat van hierdie dag as Passie Vrydag. Die Duitsers praat in Karfreitag, in Duits, die dag van pyn en lyding. Maar eintlik was oorspronklik was die naam van hierdie dag God se Vrydag. En Getsemane, wil ek vir u sê, is die plek wat elke mens ook moet deurgaan soms, waar jy met God in 'n wrogingstyd deurgaan. Here, waarom? Dis 'n plek van vrae, dis 'n plek van onsekerheid. En hier is die seun van God. En die woord sê, hy 3 maal gaan bid, sy disippels raak in die slaap. Dan kom Jesus sê, waarom waak julle nie? Dan maak hulle wakker. En hy moes alleen deur die lydingsstryd gaan. Sy sweet het so bloeddruppels geword. Baie sê hy het bloed gesweet uit sy kop uit. Is moeilik om dit te bepaal. Maar hierdie geweldige pyn, wil ek vanmôre vir u sê, in Getsemane, want Getsemane was die oorwinning alreeds behaal vir die kruis
van Golgotha. Hy daartoe besluit het, hy sê, Vader, nogtans u wil, nie my wil nie. Hy het dit 3 keer gebid, nogtans u wil, Here, nie my wil. Bid hy aan die Vader. Want hy het geweet die Vader kon hom verlos en hom kwytskel van hierdie lyding. Hy het geweet die Vader kon hom losmaak, maar ek wil vir u sê vanmôre, die Vader het nie. Want hy het een my in gedagte gehad. 'n sondige mens kan nie dink. 'n gedagte gehad om dit wat hierdie deel van hom was, want Jesus die Seun van God, deel van die drie-eenheid. Nou God in die vlees, was daar God in beheer, saam met God die Vader, want die woord sê, in Johannes 1, en die woord was by God, hy het onder ons kom woon, dit was Jesus, so Jesus, wil ek vir sê, was van die begin van die skepping af daar, maar hy is bereid om dit te betaal vir een van my, jy weet dat vir my so verbasend, dat hy weet, omdat hy alwetend was, wat hy gaan deurmaak, dat hy steeds besluit het, om deur die lydingspad te gaan, om vir een van my vry te koop vanmôre, van hierdie omstandighede waarin ons is. Weet jy waarom? Om vir jou voorsiening te gee, vir die plek waar jy jou vanmôre in bevind. Die plek waar jy vanmôre sê, Here, ek verstaan nie lekker nie. Wie dalk in 'n Getsemane, jy sien wat aan die kom is, jy sien al reeds wat die probleem is wat gaan opduik. Ek wil vir u sê, vertrou op God vanmôre. Het jou Getsemane wees 'n plek van aanbidding. Laat jou Getsemane 'n plek wees van lofprysing. Laat jou Getsemane 'n plek wees waar jy God gaan glo en vertrou, ongeag wat jou prys kan behaal wat hy vir ons uitgesit. Hy sê daar's pryse, daar's krone. Glo u God steeds, al gaan dinge moeilik vir jou. Kan die God steeds glo, terwyl jy wonder, Here, ek verstaan nie, waarheen en hoe nie. Dat het deur 2,5 maande deur 'n redelike krisis gekom, en dit vat iets om, want jy voel, Here, dit is nie soos dit moet wees nie. Ek weet sê, pastore gaan ook deur krisisse. Dis nie gevry waar geen kind van God is gevry waar om deur beproewinge en krisisse te gaan nie. En terwyl ek op die Here wag en ons die Here vertrou het, die Here glo, net vasgestaan en bly glo. Sê, Here, ek verklaar dit. En God verlede week vir ons deurgekom. Die Here het voorsien. Ek wil vir sê, iewers gaan God voorsien. Vat soms maande, partykeer vat sake jare, maar daar's 'n God wat kan voorsien. Hy gaan nie vir jou los nie. En partykeer dink die Here, dis nou verby. En weet jy wat maak ons? Ons begin planne maak vanaf, maar jy moet ek goed 'n plek kry wat. En dit is so, ons is almal so. En jy moet soms moet jy vooruit dink, miskien moet ek plan maak om hierdie goed gecover te kry en reg te kry by jou finansies of wat dit ook al is. Ek wil vir u sê, vertrou God. Hy is 'n God van voorsiening. Hy sal jou nie in die steek laat. Het jy enige iemand in die steek gelaat al hierso? Ek het myself al soveel keer in die steek gelaat, wat ek sê, Here, ek is so vies vir myself. Vir dit wat ek gesê het, dit wat ek gedoen het, dit wat ek beplan het. Ek is so vies vir myself. As ek myself teleurgesteld. Want God sal u nooit teleurgesteld wees nie, halleluja. Maar Getsemane volgens vers 36 wil vir u sê, toe hy sy wil oorgee, dis 'n plek van verloonde wil. En vanmôre wil die kerk van die Here sê, laat jou wil gekruisig word. En die kruispad is ook 'n pad van verraad, vers 47. Oor Petrus verby, en baie van ons is Petrus, en ek is een van hulle, ek kan 'n bietjie haastig raak soms. En toe hy lyk of hierdie ou en Jesus wil vat, gryp hy sy swaard en hy kap hy sy oor af. Jy weet nog steeds, Malchus is 'n Romein. Jesus stel die oor op, hy sit die oor terug, hy is oorglo om hy terug nie. Hy genees hom op die plek, die oor is terug. As ek nou daar Romein was, sal ek sê, waarlik hy is die seun van God. Hy plaas sy oor terug, want neem hom steeds 'n gevange. En Jesus wys wat die gesindheid moet wees, terwyl hy aangeval word. En vanmôre, terwyl ek met die Here besig is, toe kom dit duidelik by my op. Dat Getsemane is 'n plek, en jou Getsemane is 'n plek wat God olie soek van die Heilige Gees. Dit is nie 'n plek van swaarde nie. Die Here het vir my gesê, los daardie aggressie, los die goed wat jy wil regmaak deur jou woorde, deur jou dade.
los dit vir my en ek sal vir jou deurkom, ek sal vir jou voorsien. Daar gaan altyd aanvalle wees, my broer en suster. Maar bære maar die swaard, dat die olie van die Heilige Gees, daardie kosbare olyfolie, daardie salwingskrag van die olie van God deur jou lewe vloei, vanuit jou Getsemane, waar jy voel, Here, ek weet nie meer nie. Vers 53, die hoëpriesters en daardie skrifgeleerdes, klink dit soos die kerk somtyds? Ons sê ja, dit is die kerk. Wie wat, hulle het sy valse getuies gekom en dit hom verloon. En ek wil vir u sê, die kerk is nie 'n plek van volmaaktheid nie. Jy gaan in die kerk, gaan jy negativiteit kry. Jy gaan in die kerk onvergewingsgesin kry. Jy gaan mense kry wat jou aanval in die huis van die Here. Is dit nie so nie? Ja, maar die mense het almal snaakse geaardheid. Dis die kerk. Wat is mens? Niemand is volmaak nie. Daarom wil ek vir u sê, as jou Getsemane ondervinding jou nie dieper vat vanmôre, of in die omstandighede waar jy is, of wat jy ingaan nie, dat daar olie vloei nie, dan wil ek vir u sê, het Getsemane 'n plek geword, waar baie mense, gekruisigde mense, wat gekruisig moet word, wat nog deur hulle kruisigingsproses moet gaan, 'n kruis moet opneem, want jy soms voel ons, Here, dis te erg, dis te veel. As 'n plek wat mense geestelike lyke lê, wat nooit by God oorwinning kry, en die voorsiening van God, en die einde van hulle getuienis kan smaak nie. Ek wil net sê, Here, ongeag, wil ek vashou in die glo, want ek weet, my God sal vir my voorsien. Jesus bid met die Vader verder, vers 36, as jy wil, en dan vanmôre wil ek vir u sê, kind van die Here, in jou omstandighede, vra altyd, Here, u wil, laat u wil geskied. Nie my wil nie, die modelgebed het ook vir die disippels geleer. Vers 38, waak en bid. Jesus sê, waak en bid. Waarom? Sodat julle in die versoeking sal kom. En dis die boodskap in die kerk vanmôre. Bid. Jy sing jou loflied, wanneer dinge moeilik raak. Begin bid in God, glo en vertrou. Bid dat jy in 'n versoeking kom nie, dit wil sê dat daar baie dinge op jou pad kom, dis nie altyd sonde nie. Versoekinge is baie dinge wat soms ons gedagtegang, ons negativiteit wil plaas, en dan wil jy voel, Here, die beproewing is vir my te erg. Daarom wil ek sê, Here, vanmôre, laat my loflied 'n loflied wees, wat by God se ore uitkom. Laat my gebed vanmôre die troon van God nader, dat God weet, as my gebed daar kom, dat God sal antwoord, dat God sal voorsien. Laat daar die versigtiging uit my binneste tog by die troonkamer van die Here uitkom. Dis vir my die belangrikste. Ek wil sê, dan vloei daar wonderwerke, dan gebeur daar wonderwerke in u en my omstandighede. Die impak van die kruis wil ek vir u sê, ons kan nooit dit werklik besef nie. Weet jy wat hulle gedoen het? Hulle het bitterkrye, mirre, wyn, asyn, somtyds het hulle vir die manne gegee wat hulle gekruisig het. Dat hulle die spons moet, dan suig hulle dit uit, want dit is 'n pynstiller vir die pyn. Want as hulle die pyn kan stil, dan leef hulle langer, om dan meer 'n spektakel te wees op die kruis. Christus het die pynstillers, halleluja, het hulle laat verbygaan. En vanmôre wil ek vir iemand in die plek sê, hy is jou pynstiller. Hy is jou hart stil maak. Hy is die God wat die storms in jou hart en omstandighede stil maak. Want hy het die volkome prys, is 'n geneesmiddel, tot in die diepste van ons kerns vanmôre, tot die diepste van jou wese. En God vir jou vrede en rustigheid gee. Hy het die volle impak van die kruis het hy aanvaar en daardeur gegaan. Ek wil vir sê, selfverloning vanmôre is 'n gekruisigde wil. Selfverloning is 'n gekruisigde wil. Ek weet my broer, wil jy sê altyd, die duiwel se sussie, party van dit al gehoor, is my wil. Wanneer jy wil het, laat geld, wanneer jy met jou sterk willetjie sê, dit gaan ek doen, ek het besluit, ek gaan dit doen, ek geen om wat hulle sê nie, dan ek vanmôre vir u sê, het jy 'n probleem, dan is jou wil nog nie gekruisig nie. Markus 8:34, wie agter my aan wil kom, moet homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Ek wil vir sê, is die enigste manier. En ons dra die kruise wat ons dra, ek wil sê, is ons daaglikse kruise, wat miskien altyd maklik is nie. Maar ek wil mense vanmôre in die plek sê, dis makliker as die kruis,
wat Jesus gedra het en die kruis wat hy moes aanhang. 'n Gekruisigde wil is iemand wat God in alle opsigte vrees en hom dien. In vrees en in waarheid. As baie ou lied wat altyd sê, die ou koortjie se woorde van die sê, were you there when they crucified my Lord? Were you there when he sacrificed his life? Ek wil nie vra vanmôre, kind van die Here, ons was nie daar nie. Maar God, ek gaan nie ver nog nie, ek het nie baie nog om te sê nie. Ons harte voorberei om gekruisigde wil te hê, dat ons in ons Getsemanies hom so kan vereer as God. Dat God, die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, hulle volheid in ons binneste kan kry. Is dit u begeerte vanmôre? Ek het hierdie voorbeeld al voorheen gebruik in 'n preek, weet ek. Ek wil dit net weer vanmôre vir u noem. 1993 in Frankryk het 'n vrou 2 houtsplinters gekoop wat opgevuil is, wat deur die Vatikaan gesertifiseer in 1855, dat dit werklike houtsplinters was van die kruis van Golgotha, wat ons weet eintlik absurd is. Maar gesertifiseer deur die Vatikaan is, en jy weet nie, is die kleinste geregistreerde staat in die wêreld. Dit word gesien as 'n staat, want die Vatikaan het die kerk, het die staat beheer destyds. Die kerk het die staat in volle beheer gehad, waar dit nou andersom is, die staat beheer die kerk. So die vroeë Romeinse kerk was in beheer van die staat, hy's in Rome. En in die Vatikaan, die Sint Pieters kathedraal, 'n massiewe kathedraal. Pragt en praal is daar, die paus se hoofkwartier is daar, die biskoppe en al die hooggeplaastes is daar. Ek weet sê, maar wat 'n dooie besigheid. Pragtige 2 verdieping koepels, wat Michelangelo gelê het en op sy rug gelê en skildery, die mooiste skilderye wat in 'n 3D effek in daardie ronde koepels is, wat ongelooflik is. God is nie daar nie. Beteken niks. En hulle sertifiseer hierdie 2 splinters, olyfsplinters, hulle sê dit is deel van die kruis. Die vrou betaal 18.587 Amerikaanse dollars. 18.587. En die skrywer van hierdie stukkie sê, we are willing to pay a high price for pieces of the cross, but we tend to balk at the though of doing what Jesus commanded. Carry your cross and follow me. We're not willing to pay the price of the cross. Is dit nie waar nie? Hy sê, daar's mense wat bereid is om vir 'n deeltjie van die kruis baie geld uit te haal. Maar ons is nie bereid om die prys te betaal wat die kruis van my vra. Neem jou kruis op en volg my. Neem jou kruis op en volg my. Ek weet nie waar u jouself bevind vanmôre nie. Maar ek wil tog net vir iemand bid. Is daar iemand wat vanmôre net gebed nodig het voor ons dan die tafel van die Here te oorgaan? Dan sal kom vir my vorentoe asseblief. Is daar nog iemand wat net gebed nodig het? Onthou, gebed is nie 'n teken van swakheid nie. Maar is 'n teken van gekruisigde wil. Hulle wat hier voor staan vanmôre, gaan dit oor 'n wil wat gekruisig is. Wat sê Here vanmôre, kan nie meer nie, jy wil nie meer nie. Jy is so nodig. Jy is so nodig. Vanmôre salf ek jou. Ons lê net ons oë, steek die hande uit vanmôre. Net U Here alleen weet. U ken die omstandighede. Die Gees is daar, dit is sag. Wat môre dit Here dat daar geen sien. Ek bid vanmôre Here dat daar plek van stryd. Die volle binne van die kruis.
dat die volle herstel sal bring, die voorsiening sal gee. Bid vir ek vanmôre. Here, U weet dit wat hy benodig. Kom bid vanmôre alle spanning, alle Here omstandighede wat hom druk vanmôre van die werk en van die huis en van baie dinge, Here vanmôre. U is die God van oorwinning. Ek bid vanmôre dat kragtige werking van die Gees van die Here sal weerwerk. En die voorsiening van die Heilige Gees. Sy Getsemane vanmôre. Voorsiening plek sal wees om te doen. Kragtig gestel. In die naam van Jesus, kragtige werking van die Gees van die Here. Dankie Here. Dankie Here. Jy sê wel is fyn. It's alright. Is 'n plek van herstel. En is by die voet van die kruis. Corrie, move. Is jy okay? Jy gou so suiker vlakke, is jy alright? Ja, voel nie lekker. Nie lekker nie. Ja. Suiker. Ja. Jou diabetes duiwel in die naam van die Here. Die pankreas, ons beveel jou in die naam van die Here, die kragwerking van God. Jy sal jou insulien lewer. Jy sal normaal funksioneer. Ek roep dit oor haar Here. Sy sal nie in 'n suiker koma aangaan nie. Sy sal nie verder verswak nie. Here, die sal versterk in krag in die naam van die Here. Rig haar op, Here, met krag en sterkte in Jesus se naam. In Jesus se naam. U is die groot geneesheer. U is die groot geneesheer. Halleluja. Sit net hier voor, sit net hier voor. U is om die eerste nagmaal bedien. Frans, ek ons hy lied opsit asseblief, net sag. Waar die musiekkant die eers bietjie onderbly het. Hulle kan nooit die kans om ook net bedien te word in die bank nie. Net 'n bietjie rustig in die bank en nagmaal te kan geniet en dan gaan ons lekker saam sing. Ek hoop die Gees van die Here het met u gepraat vanmôre. Ek wil vir die kinders van die Here, as jy kom uit by gekruisigde wil, die God waaragtig glo vir u situasie. En ek weet Here, ek gaan u vertrou. U sal my nie in die steek laat nie. U sal my nie in die steek laat nie. Hulle sê as jy kan nie in elke omstandighede kan jy nogmaal bedien vir enige iemand nie. Ek is op Potchefstroom se provinsiale hospitaal en daar lê 'n man, 'n kind van die Here. Sy buik is oop. Net baie saggies asseblief. Hy het 'n glas. François, ek dink kan ons hom net eers mute vir nou asseblief. Sy hele buik het 'n glas koepel ingehad. Praat met die dokter, sy sê vir my, ons kan nie meer die ingewande las nie. Kanker het weggevreet. Ons kan niks by mekaar kry nie. Ek sê van maar, moet die ou so lê tot hy dood is. Sy sê, ek kan niks hom verder doen nie. Ek het vir Tinus gaan bid, weet jy wat die Here het hom nie genees nie. Maar Tinus kon nie sterf nie. Hy sê vir my, as jy moet vir my reël. Daar's 'n pastoor aan die ander kant. Ek het 'n geweldige ding met hierdie man. Ek kan nie vergewe nie. Die pastoor was blind, maar hy het die hele gemeente gelei. Ek het hom persoonlik geken, baie dinamies. Hy sê, ek moet regmaak. En weet jy wat, ons kry nagmaal. En die hospitaal sê, hy mag niks inneem nie. Dit maak nie saak wat die situasie of 'n diabetes is nie. Jy neem nagmaal. Dit is God se geneesmiddel. Dit is 'n manifestasie van God in hierdie tydelike bestel dat God binne sal genees. Glo jy dit vanmôre? So Tinus bedien. Hy het reggemaak met Dani. Ek kan sy naam noem want Dani is ook oorlede en Tinus is oorlede, so kan hy name noem. Hy het reggemaak en toe sterf hy. Dit is vergifnis. Terwyl ek in my Getsemane is en op my kruisigingsplek is dit vergifnis, my broer en suster. Baie van die kanakkies sit en sê, ag, dit gaan lekker goed met my. Die geld werk mooi en ons het nie siek in die liggame nie en alles is reg en ons lekker by die huis sit. Ons kan 'n bietjie weggaan en dit is nie goed, maar weet jy wat, iewers kom elkeen van ons by Getsemane wat jy moet voorberei met jou gekruisigde wil sodat jy jou kruis kan opneem en hom waaragtig kan volg. Jesus sê dan in die nag waar hy vra, hy brood geneem en dit gebreek.
Hy het gesê, neem eet. Dit is my liggaam. Dit is sy liggaam wat vir jou gebreek is. Jy kan dit vat vanmôre, ongeag wat jou suikervlakke is. Dit is sy liggaam wat vir jou gebreek is. Vertrou hom vanmôre terwyl jy dit insluk. Is dit lae bloedsuiker, hoë bloedsuiker? Hoog. Jy moet afkom in die naam van die Here, onder die beheer van die Heilige Gees. Glo jy dat God wonderwerke doen? Dat God wonderwerke doen? Stabiliseer in die naam van die Here. Bid dat sy nou kalmte sal beleef. Dis onder geweldige spanning en druk, Here. Bid dat sy nou rustigheid sal kry, dat die Gees van God haar sal bedien. Sit net so terug, my sussie. Ontspan net en sien hoe dat God sien dit in die liggaam, sien dit. Weet wat ons wonderwerke sien? Geen mens sal my ooit iets anders vertel, dat God nie steeds wonderwerke kan doen nie. Amen. Omdat ons min is, gaan ons nie bedien vanmôre nie. Die van ons mense wat nie kan kom nie, ons sal vir u die bank kom bedien. Regtig, ek kan net die hand opsteek, ons het mense klaar gereël. Ek wil nie vra dat u self kom help. Dan vat jy net so 'n sypaadjie by die bank in. Staan so 'n oombliekie. Vat jou beskuitjie, vat jou sap. En staan net met God eenkant en sê, Here, dis my krag vir die Getsemane wat ek moet deurgaan, dat my wil gekruisig sal wees. In Jesus naam. Kom ons sluit net die oë. Vader, dankie dat ons by die tafel u kan eer. Die tafel kan weet vanmôre, dit was 'n gekruisigde Jesus, wat vanmôre sê, kruisig jou wil, kruisig jouself en neem jou kruis op en volg my. Ons vanmôre as gemeente sal besluit, Here, en net sal weet, ons kruis opneem en u volg. En dan lê vir ons oorwinning voor, dan lê voorsiening voor, dan lê genesing voor, dan lê onderneming voor. In Jesus se naam. Amen.